ons gaan vanaand hierdie vas gesamentlik afsluit. En soos beloof gaan ek 'n paar goed oor jou losmaak en verklaar. Lig jou hande lekker spontaan uit vir die Here. Ek wil profeties verklaar oor almal nou onder die geklank van my stem, dat jy die Here meer sal lief hê as ooit van tevore. Ek wil verklaar dat daar 'n heilige honger in jou binneste losgemaak gaan word, soos nog nooit nie. 'n Honger vir die Here. 'n Honger vir sy teenwoordigheid. Ons al hierdie pragtige liede waarvan ek baie hou gesing, alles oor sy teenwoordigheid. Ek wil verklaar dat sy teenwoordigheid vir jou 'n werklikheid sal word. Ek wil verklaar dat jy in jou huis die Here sal dien al die dae van jou lewe. Sê saam met my soos wat Josua gesê het, sê ek en my huis, ons sal die Here dien. Bemoedig ook iemand, sê vir iemand net, dien die Here ten alle tye, goed en sleg. Kom sê gou vir iemand, kom ons dien die Here wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg gaan. Ek wil oor jou verklaar dat die Here al jou gebede gaan beantwoord. Sy woord sê, hy verhoog hulle wat hulle kan verneder. Hulle wat hulle harte kan buig voor God. Ek bid dat die Here jou huis sal verhoog. Ek bid dat Februarie 'n maand van verhooging vir al ons mense sal wees. Bid dat elke belofte, ek verklaar het, elke profesie vir jou lewe, oor jou lewe uitgespreek, in vervulling sal kom. Mag die Here jou net boot toe vat. Gryp dit in die geloof. Mag die Here jou gesond hou. Mag die Here jou versterk na gees, siel en liggaam. Mag die Here al jou familielede red in 2016, almal van hulle. Mag die Here elke minus in 'n plus verander oor jou en jou huisgesin. Hey, luister vir my, as ek sulke goed te praat, moet jy dit gryp met alles wat in jou is. Mag in 2016 die bonatuurlike na jou en jou huis toe kom. Mag dit vir jou werklik 'n bonatuurlike jaar wees. Ek verklaar oor Pretoria Woordaanbiddingsentrum, die beste dae lê voor. Bonatuurlike dae 2016, een fenominale jaar in die gebeur. Ek verklaar dit vir die huis. Ek verklaar oor al ons kinders dat hulle die Here sal dien. Ek wil verklaar dat daar 'n herlewing in hierdie jaar gaan uitbreek onder ons tieners en onder ons jeug. Prys die Here dat ons kinders aan die brand vir Jesus sal wees, gedoop met die Heilige Gees. En dat 'n herlewing vanuit hierdie huis sal vloei na huise en skole en werksplekke. As jy net kan verstaan wat ek beleef het in hierdie dag, en ek gaan nou laat 'n paar getuig het, as jy kan sien in die gees, sal jy die wolk van die Here oor my sien. Dus kom uit sy teenwoordigheid uit. Sy heerlikheid het my kantoor gevul nou toe ons bestuursraad vergadering gehad het, soveel so dat ek vra, Here help my, lig dit net. Weet jy wat, sy teenwoordigheid kan in 'n plek kom, dit kan jou doodmaak.
You know the anointing can actually kill you. God is genadig. Die Here het vir my gesê, impact op jou seuns, wat baie uniek is in ons gemeente, ek weet nie van nog so gemeente nie. Ek sê dit nederig, elke bestuursraad lid en leier is ook 'n seun van my. God seën eenheid, hy kan nie verdeeldheid sien. Die heerlikheid van die Here het in daai plek ingekom. En ek kan nie vir jou beskryf die gemanifesteerde teenwoordigheid wat op ons gekom het. En ek wil verklaar dat dit sal sterker word in hierdie huis en dat hierdie huis sal bekend staan as 'n gemeente waar die teenwoordigheid van die Here is en manifesteer, 'n huis vol van die heerlikheid van die Here. Amen. En ek wil verklaar dat elke lidmaat, elke persoon van jong tot oud 'n draer van God se heilige heerlikheid sal begin word. En dat ons mense kragtige getuies sal word en dat ons mense ligdraers sal word in hierdie jaar. Amen. En dat die bonatuurlike ook deur jou sal begin vloei. Amen. Ek het 'n profetiese woord vir die gemeente. Psalm 105. Vers 41 sê, en hy, dit was in die woestyn, het 'n rots oopgemaak en waters het gevloei. Luister hierna, dit het geloop deur dor plekke. En dan roep hy dit uit, die psalmdigter, 'n rivier met 'n uitroepteken. En ek het dit al genoem en ek wil dit gou weer noem, neem jou sitplek vir 'n oomblik. Die enigste manier hoe die hele volk kon drink, was dat die Here 'n rivier moes skep, 'n rivier moes maak. Jy kan later dit by die huis gaan lees in Psalm 105, water het uit die rots gevloei, soveel water, dat dit letterlik 'n rivier geword het. Die Here sê vir my, verklaar oor al jou mense in hierdie gemeente, daar kom 'n rivier na jou huis toe. Kom aan, vat dit, 'n Heilige Gees rivier. 'n Rivier waaruit jy geestelik gaan drink ook. Prys die Here, maar ook finansiëel blessings. Kan jy amen sê? 'n Rivier, ek profeteer, 'n rivier gaan vloei soos nog nooit nie. En die Here sê, maak dit los. Hy sê, deur dor plekke. Jy sê, kan dit wees, my lewe, my huis, my omstandighede is dor. So sê die Here, ek kan enigiets doen. Ek kan selfs in 'n woestyn 'n rivier laat vloei. En ek verklaar oor jou, 'n rivier na jou huis toe, 'n rivier in jou familie, 'n rivier in jou finansies, 'n rivier in hierdie gemeente. Laat dit vloei. En hulle wat kinderlik genoeg is om uit te glo, sê die Here, so sal dit vir hulle wees. 'n Rivier wat niemand kan stop nie. Geen duiwel kan my blessing stop in jou lewe, sê die Here. Wanneer ek besluit om jou te seën, kan niemand dit keer nie. Almal roep uit, 'n rivier. Let op dat die rots is Jesus. Vanuit hom vloei lewende waters. Ek verklaar 'n rivier, 'n river of God's favor and God's supernatural blessing upon your life. Lig jou hand en sê, dankie vir u woord, Here, dankie vir u stem, dankie vir die profetiese woord, vat dit soos 'n kind, vat dit met geloof. En ek hoor die Here sê, hulle wat dit probeer teestaan, en hulle wat dit kritiseer, hulle sal later verstom staan, oor die rivier wat in my kinders se huis vloei, oor die rivier wat in hierdie bediening vloei. Hulle wat vir jou lag en hulle wat spot,
So sê die Here, daar sal met hulle gespot word. Laat toe dat ek jou seën, sê die Here. Allow my river to flow in and through your life. Laat toe dat my rivier vloei, sê die Here. Ek moet nie in die pad staan van dit wat ek in en deur jou wil doen nie. Kinderlike geloof, gehoorsaamheid. Dit het my so geseën, dankie Heilige Gees. Water uit 'n rots, soveel so dat dit 'n rivier geword het. Dink net aan wat ek sê, sodat 3 miljoen mense elke dag kan drink en hulle dors kan les. Dis te groot vir ons brein om te verstaan. Wanneer laas het jy 3 miljoen mense gesien? Die Here kan enigiets doen. Hy kan jou dor omstandighede in een oomblik verander. Ek verklaar oor jou, lig jou regterhand voor ons elkeen gaan salf met olie. Dat 'n Heilige Gees rivier jou deel is. Jy wat die Here soek, so sê die Here, jy sal my vind. Jy wat die Here soek, luister, jy sal die Here se seën en guns begin geniet soos nog nooit van tevore in jou lewe. 'n Rivier vir jou, 'n rivier in jou huis, 'n rivier in jou besigheid. Skree dit uit, 'n rivier van help my profeteer, sê vir jou langs na jou, 'n rivier kom na jou kant, 'n rivier kom na jou huis. Ons gee erkenning vanaand dat Jesus Christus die rots is waarvan uit alle blessings vloei. Ons erken U, Here, as koning en Here van ons gemeente. Ons buig voor U. Dankie Here dat ons hierdie vas gesamentlik kan afsluit vanaand. Dankie vir 'n wonderlike tyd van verootmoediging. Dankie Here dat U goed is en dat U elkeen wil seën. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U vir ons baie lief is. Ek wil net gou laat so 'n paar van my manne om getuig. Pastoor Christof, kom jy sommer gou gaan. Eddie, kom jy by. Waar's die ander? Net in 'n paar minute verduidelik soos wat jy kan wat jy beleef het vandag. Want jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Waar's Henny? Is Henny hierso? Let's give God the glory. Ek wil hê mense moet leer, ek wil hê hulle moet hoor. En dit wat op ons is, we want to impart. Ons gaan elkeen salf. Prys die Here. En Pastoor Hendrik praat baie daaroor wat hy sê, wanneer jy in 'n plek inkom, dan kan jy 'n atmosfeer verander. En ons was gereed vir 'n vergadering vandag. En met die wat hy instap, ervaar ons net hoe die atmosfeer in daai plek net verander. Daar stap soveel van die Here daarin dat die mense nie wil praat. Jy het nie regtig veel om te sê nie, want jy laat die Here praat. En ek dink dis baie keer 'n fout wat mense maak, wanneer die Here praat en hulle het ervaring, dan wil hulle baie sê. Laat toe dat die Here praat, want die Here het vandag met ons gepraat. Ons het so wonderlike ervaring gehad. Daar was 'n tyd gewees waar ek gevoel het, ek kan nie opstaan waar ek is nie. Dit was so swaar. Ons het nou gesing, let the weight of your presence. It's exactly that. Ek weet nie of ons verstaan altyd wat dit beteken nie. Weight is gewig. Dit lê so swaar op ons in daai plek. Die Here het ons so fenomenaal aangeraak. Ek sien so uit na dit wat die Here in die gemeente wil doen. Ek sien so uit daarna. Want die Bybel sê dat die salwing vloei van die hoof af onder toe. So as dit bo gebeur, wat lê daar vir julle voor?
Ek sien so uit daarna om te sien wat die Here in die kerk bonatuurlik vir elke persoon in hierdie plek gaan doen. Kom ons wees ontvanklik en oop vir die krag van die Here in ons lewens. Ek kan saam met hierdie praat. Ek wil hê jy moet verstaan, ek voel die Here sê vir hom dit te doen. Dis die bestuursraad van die gemeente. Ek voel mense moet kennis neem, hulle kan sien wat doen die leiers ook. Wanneer dit kom by bid en vas in die aangesig van die Here soek, ons kon nie eens verder vergadering hou nie. Kan net nie. En ek wil net hê julle moet sien, en julle moet sien hierdie manne ook is leiers in hulle eie reg, gesalfde manne van God. En ek gaan saam met hulle vanaand elkeen salf in hierdie plek, en daarom wil ek hoor wat is hulle belewennisse. Ek gaan saam met Christoph stem, ons het gereed gesit om die tafel in pastoor se kantoor, en pastoor het ingekom, en ewe skielik is daar 'n atmosfeerverandering gewees. En pastoor het wat die Bybel noem onuitspreeklike sigtinge begin haal. En dit het, hy het nie 'n woord Engels, Afrikaans of in tale gepraat nie, dit was letterlik onuitspreeklike sigtinge. En ek het later net gevoel, ek kan nie meer regop sit nie. Ek het net so gaan lê op my arms, en ek weet nie hoe lang tyd het verby gegaan nie, ek weet nie wat alles gebeur het nie. Op 'n stadium was ons op die vloer, op 'n stadium het ons gebid, meeste van die tyd was dit net stil, kon ons nie regtig iets sê, want jy het nie woorde om in daai atmosfeer, met daai omstandighede regtig die regte goed te kan sê of bid nie, regtig net jou geestelike taal kan jou help op daai stadium om iets te doen of om iets te sê. Dit was werklik bonatuurlik. Die pastoor instap, was nou so heiligheid gewees. Die pastoor gaan sit aan die tafel. Ek was so toe, want ek het eens begin te dronk gaan. En kom ek begin te draai, kom myself nie help nie. My hande en die kriebel nog. Hy vingerpunt, jy begin te doen, gaan dit in my arms in getrek. Ek is so moeg, waar ek staan, ek kan klaar my bene staan in die kus. Ek kon nie praat, dit is in tale gepraat. Jy is by jouself, maar jy is nie by jouself, jy leef by grond. Maar gewig is jou op, jou heerlijkheid is jou op. En voordat jou vel aan die brand slaan, die dronk, ek kom nie so van achteraf oor. Dit is ongelooflik. Dit is die eerste keer, jou kan jou handen vasthou. Dit is die liefde wat jy dan kan beskryf nie. Dit is die salwing van die Here wat jou kom, jy kan dit nie beskryf nie. Ek kan nie my handen stil nie. Ek het eindelijk een bier by jou voor jou staan vanavond. Ek is so dronk. Dit is ongelooflik. Ek wil hê die mense moet hoor waarmee is die leierskap besig. Dat hulle kan inkoop, dat hulle kan verstaan hoe soek ons die Here. Ons speel nie speletjies in hierdie kerk. En hulle sal dit baie waardeer. Willie, wat was jou belewenis? Ek het gesit daar op die tafel, as die pastoor ingekom het, die pastoor se kop neersit, en ek het gevoel asof iemand my so plat druk op die tafel, en ek kon nie my kop opdruk nie, ek het gevoel my liggaam nog al swaarder, my denke is nie daar nie, jy voel net of jy uit jou liggaam gaan, jy is daar, maar jy is nie daar nie, en toe weet ek net, die Heilige Gees sê, nou moet jy niks sê nie, jy moet niks doen nie, jy moet net luister, en toe besef ek net, die Heilige Gees werk nou, en jy kan nie daai beskrywing oorvertel iemand nie. Dis nie die Gees. Dit wat gebeur het daar, het plaas van die geesdimensie. Al is dit net vir 'n uur of 'n uur en 'n half gewees. Dit was gevoel soos 'n ewigheid vir ons, maar dit het gevoel soos dit gaan nou enige tyd ophou, maar dit gaan net weer aan. Dit gaan net weer aan. So God is in beheer van tyd en ons kan dit nie beskryf nie. En ek kan net sê dankie dat hy man van God gebring het om ons te kom help. En ek praat van getuienis tot getuienis. Dankie dat pastoor in hierdie gemeente is, en dankie vir vanoggend se preek. Die preek van vanoggend moet julle luister. Dit het my in my denke, my hele lewenstyl gaan verander. Ons moet die Here dien, ons moet intree, nie net by die vas wat klaar is, maar ons moet aanhou en deurdruk. Ons moet nie net ophou en moed opgee, ons moet aanhou bid vir jou familie en vriende en die Here kan dien. En ek hoop julle vat daai preek en julle vat dit julle eie, want ek het al baie gehoor en ek sê pastoor, dankie vir vanoggend se preek, dat dit regtig van my beteken. Dankie Jesus. Amen.
Ek het vir myself te sê, soos wat almal nou sê, ons het maar almal op die tafel gesit en die rede hoekom ek weet, en soos ons almal nou sê, dat dit was die teenwoordigheid van die Here wat gekom het en ek weet dit is 'n bonatuurlike presence wat daar is. Die rede daarvoor is omdat my liggaam, kon ek soos almal sê, het ek gevoel is plat op die tafel, my oog het half begin seeraak in die hout van die tafel, maar ek het net nie gewaar, want ek kan nie opkom nie. Ek kon regtig nie opkom nie. Dit is nie 'n ding dat jy sukkel om op te kom en jy wil ook nie op nie. Want jy weet nie, daar's niks anders om te doen behalwe as om te lê en net toe te laat dat die Heilige Gees jou volmaak. Jou volmaak totdat jy voel, jy loop oor en dit voel soos 'n fontein wat uitbars. En mens kan dit, party mense huil, party mense lag, party mense lê regtig net. En dit is hoe ek gevoel het, ek kon niks doen nie, ek het net gelê. En ek wil sê dankie Here dat ek die voorreg het om dit te kan ervaar. Dankie pastoor. Lig net jou hande, sluit jou oë en sê Here, ek soek meer van u teenwoordigheid. Maak dit jou gebed. Hierdie gemeente het 'n kultuur, het 'n DNA. Dis die kombinasie van woord en Heilige Gees is sterk hier. Kom ons, terwyl ons hierdie vas afsluit vanaand, sê vir die Here, doen dit nou. Ons soek meer van u teenwoordigheid. Kerk, want wat jy moet verstaan, in 'n oomblikse tyd, doen die Here wat ons nie in 'n leeftyd kan doen nie. Laat my toe om met jou eerlik te praat, daar's baie programme, maar net die Heilige Gees kan 'n hart verander. En dis my gebed vir al ons mooi mense, dat jy in 'n diepere dimensie met die Here sal begin wandel. Ek sê nederig vanaand, hierdie is 'n geesbediening, 'n Heilige Gees gemeente. Kom ons hou aan om ons te verootmoedig. Kom ons hou aan om die Here te soek en om vir mekaar te bid. Kom ons commit om die Here te soek, want hy het groot planne met almal. Ek kan vir jou eerlik sê, ek gebruik baie keer die term 'n oop hemel. Weet jy wat beleef ek? 'n oop hemel oor my lewe. Het ons al daai profesie opgeneem? Ek weet nie hoe lank het ek geprofeteer, vir tye en tye en tye en tye net geprofeteer. Dink daaraan, jy's vanaand hier omdat die Here jou gekies het. Ekskuus, maar laat jou pastoor eerlik met jou wees. Ons leef nou in 'n tyd waar die meeste ouens soek entertainment. Ons plekke waar al groot crowds trek met entertainment. En entertainment vermaak het seker sy plek op 'n stadium, maar dit kan nooit die woord en Heilige Gees bediening vervang nie. Jy word toegerus in hierdie plek omdat die Here plan het met jou. Dis spesiaal. Wat gaan iets van jou vat? Want baie ons wil net iewers sit waar hy geëntertain word. Hy stap uit en niemand moet van hom weet nie, en moet my net nie vra om betrokke te raak, moet my net nie vra om iets te doen nie. Laat ek eerlik met jou praat, dan hoor my. Jy is bevoorreg om hier te wees. Hierdie is 'n gemeente. Dis die storie. Ek kan die hele aand praat. Ek wou net met jou so 'n bietjie deel wat ons beleef het en wat ek reeds by die huis al begin beleef het. Jy sien, jy kan so vol van die heerlikheid van die Here wees, dat as jy in 'n plek instap, dis wat vanmiddag gebeur het, die hele atmosfeer verander in een oomblik, en God se heerlikheid is daar. Want God se Gees woon in jou. Jy kan by jou werk instap môre, by die skool, en mense sê, "Wow, wat is op jou? Waar was jy?" In sy teenwoordigheid. Dis my gebed vir ons mense. In hierdie kerk speel ons die kerk. Jy's as ware in die Heilige Gees klas. Hier word ernstige preek en geteach in hierdie kerk. Nie waar nie? Amen. My gebed is dat ons mense daders van die woord sal word. Daders van die woord. Opreg, ernstig, vurig, eerlik met die Here.
So boonbehalwe dat hy jou wil seën finansiëel, almal juig as ek dit sê nie waar nie, want ons wil dit almal hê. Hy wil jou geestelik seën soos nog nooit. Hy wil jou gebruik soos nog nooit. Hoe bid ek dat jy so honger sal kry soos wat al begin jy môre weer die ander goede eet, maar dat daai honger sal vermeerder. Dis van ons mense wat saam met ons vir 3 weke nie aan 'n TV gekyk het. Afgesonderend. Hoe bid ek dat dit sal voortgaan, dat die heerlikheid van die Here in jou huis sal kom, sal manifesteer. Dat ons mense besonderse belewennisse en ervarings met die Heilige Gees sal hê, dat Jesus vir jou 'n groter werklikheid sal word as ooit. Sê amen. Amen. Ek poog regtig, ek probeer deursigtig wees, ek probeer vir jou saam met my vat. As die leier van die reis en vir jou sê, selfs vanaand, ek probeer net doen soos wat ek gevoel het die Here met my praat, want hy het met elke diens 'n agenda. Daarom moet jy nie 'n diens mis nie, want dan gaan jy uitmis. Hy het 'n plan, hy het met elke diens 'n agenda. En ons gaan jou salf. As jy dit nie wil hê nie, gaan ons nie ons op jou afdwing nie. Maar dis wat ek gevoel het die Here sê, en toe het hy ons so verras op een fenominale wyse. Hierdie manne se lewens sal nooit weer dieselfde wees nie, myne ook. Dat ek moes later aan vra, please Lord, lift it. Jy sien, jy verstaan dit nie as jy dit nie ken. Jy het dit nog nie beleef, dan kry jy hy kritiseer iets. Weet jy wat doen mense wat goed nie verstaan nie, hulle gee name vir dit. Daai ou is so en so en so, jy kritiseer omdat jy dit nie kan hanteer nie, jy verstaan dit. Paar keer in my lewe gebeur waar ek gevoel het ek gaan sterf, soos wat sy salwing op my is. As 'n baie jong man een keer toe bid Benny Hinn vir my. Wie van julle het al hoor van Benny Hinn? Hy het 'n paar keer vir my gebid en geprofeteer. En ek het hierdie heilige honger van dat ek 'n jong seun as ek sê, Here, dis 'n paradoks. Hy sê salig is hulle wat honger en dors, maar hulle sal versadig word. My honger word meer. Ek probeer vir jou iets sê, net die Here kan jou help om dit te verstaan, as jy nie daar is nie. Dit voel of dit my verteer, so honger is ek vir God. Die spesifieke geleentheid het 'n paar keer vir my gebid, waar ek letterlik meters deur die lug getrek het, onder die krag van God. Daarom sal jy verstaan hoe kosbaar is die salwing vir my, en op my bediening, en vir my, en vir ons. En op 'n stadium te voel ek, Here, kan nie meer nie, help my. God se krag is op my. En Benny Hinn draai so, hy sê, you know, the anointing can kill you. So die Here my voorberei van 'n jong ouderdom vir dit waarna ek is. En ek probeer al ons mense saamvat en sê, maak oop jou hart vir nuwe dinge. Jy wat dalk nog nie sekere belewennisse gehad het nie, moenie sleg voel nie, vra hom net. Weet net dat ons as gemeente, en ek doen nou hierdie met 'n rede, want die Here sê, maak dit los, want dit is in die Gees. Ons is oop vir die Heilige Gees en vir sy werking. Ons probeer nie wees soos 'n volgende kerk op die hoek. Wil jy moet verstaan, elke bediening het 'n DNA, 'n kultuur. Almal sê woord en Heilige Gees. Dit is die kombinasie wat jy eintlik nie kan sonder nie. Dis al kombinasie woord en Gees wat van jou sterker gaan maak, wat gaan maak dat jy geestelik groei. Mag die Here jou seën en verder vat in al ons bedieninge van ons kindertjies tot ons senior mense. Jy's nie te jonk nie en jy's nie te oud om met die Here te wandel nie. Prys die Here, sy Heilige Gees is in jou en hy praat met jou en hy wil jou aandoen met krag. Hoekom? Sodat jy getuie van Jesus kan wees. Ek wil jy moet opgewonde wees oor hierdie dag. Ek wil jy moet opgewonde wees oor ons vastydperk, oor hierdie reeks van verootmoediging. Ek wil jy moet mense gaan vertel. Ek wil jy
dit wat jy beleef, laat dit uitkom. Moenie iemand wees, verdra my, ek mag so mee jou praat in liefde, wat net die stoel warm sit nie. Jy moet getuig, jy moet opgewonde raak. Die Here vra vir jou, wat maak jy met wat ek vir jou gee in hierdie huis? Kan jy dink elkeen van ons mense loop 'n pad en maak net een disipel in hierdie jaar, net een. Dan verdubbel ons na 1200 mense binne 1 jaar. Net een disipel in 'n jaar. Sê, o Here, help die kerk. As van julle, jy moet sommer baie maak vir die Here. En jy word toegerus om 'n getuie te wees. Skapies, maak skapies. Sê vir jou langs aan jou, daar's nuwe dinge vir jou, profeteer, kom. Draai net iemand anders wat meer spontaan is, kom, al my seniors, sê jy moet begin produseer, kom, sê dit, jy moet produseer. Ja, dit wat op jou is, moet jy uitdeel. Ek hoor hoe die Here sê, dit wat op jou is, son impart. Gee dit vir jou seun. Deel dit uit, hoekom? Sodat hulle in hierdie selfe en salwing en heerlikheid kan beweeg, en soos dit met elke lidmaat. Geen verskonings. Dis my storie vir die aand. Lig net jou hand, hoef nie hande te klap. Lig jou hand en sê net, dankie Here, ek vat dit, ek aanvaar dit. Dankie vir die visie in hierdie huis, dankie vir ons mooi gemeen. Kom, sê vir hom, dankie vir die tyd van vas en gebed, dankie Here. Dankie, dankie, dankie. Dankie vir u heerlikheid. Dankie vir elke gebed wat gebid is. Prys die Here. Dankie vir elke nederige hart. Dankie vir ons mense wat honger is vir u Here. In Jesus naam, en almal sê amen. Gaan vra dat al die leiers vorentoe kom.